veewagter toe God en hom verskyn op die berg Horeb. 'n stem met die brandende doringbos wat nie wou uitbrand, het sy aandag getrek. Toe die Here sien dat hy nader kom, roep hy Moses uit die doringbos. God sê moenie nader kom, trek uit jou skoene, jy staan op heilige grond. Ek sê God, die Here God, God van Abraham, Isak, Hallo my liewe mens, Ben en Francis, jy by die Braambos en baie welkom saam met ons. Ja, skop uit jou skoene, want ons is op heilige grond in die teenwoordigheid van 'n lewende God en sy woord gaan ons oopmaak en ek glo altyd as jy oor Jesus praat, moet jy sy woord, die woord wat vlees geword en onder ons kom woon het, ook oopmaak. Die hele wêreld is besig om te praat van die wederkoms. Die wederkoms van Jesus. Die Jode in Israel is daarmee besig, die hele wêreld is daarmee besig, en net in Suid-Afrika word daar baie goed oor en weer gesê en geargumenteer oor wanneer gaan dit gebeur en hoe gaan dit gebeur, en so was daar rukkie gelede 'n datum iewers in September vasgemaak, dis die groot dag wat toe ongesiens verbygegaan het, wat ons maar net bewys, die woord van God wat sê, net God alleen weet die datum. Jy kan nie somme maak om by die datum uit te kom nie. Ons weet, Jesus is op pad, sy koms is voor die deur, en ons weet dit aan hand van die woord van God. Die woord van God wat sê, in die laaste dae sal daar oorlog wees, gerigte van oorlog, hongersnood, moord, doodslag, ouers teen kinders, kinders teen ouers, broer teen broer, suster teen suster, en dis als orkane en storms, dis als goed wat nou daagliks gebeur. Dit gebeur oral, dit gebeur reg om die wêreld, wat hulle noem dit die tekens van die tye uitgebeeld word, en wat dit verskriklik erg so akkuraat is volgens die voorspellings van 2000 jaar voor Christus, waar daar al gesê is, die Efraatrivier gaan leegloop, en die slag van Armageddon, en al die nasies gaan teen Israel opstaan, als val in plek. Ons sien dit, ons hoor dit, dis op die nuus, en orals word die woord van God, die Bybel, ingetrek en gesê, die geskrewe woord van 'n lewende God, die Bybel, wat sê, maar die Bybel het so gesê, God het so gesê, Jesus het so gesê. En dan is daar waarskuwings van die anti-kris en die merk van die dier en die 666, en jy gaan nie kan koop en verkoop as jy dit nie het nie. En nou nog is daar 'n argument tussen Christene, tussen die wêreld en kinders van die Here, en ook 'n sielkundige oorlog en 'n sielkundige stryd, en almal is besig om mekaar te wil doodmaak, terwyl al die skrif teen die muur is en alles kan gesien word. En toe kom en wat Jesus gesê het is, die afval gaan in die kerk begin. Die Christen is die eerstes wat gaan sê, kom my regtig, gaan Jesus nog kom? Gaan daar wegraping wees? Gaan die maan rooi word soos bloed? Gaan al hierdie goed word daagliks bespiegel en oor gepraat, en nog steeds is ons wat Christene groot geword het, besig om al hoe verder van Jesus af te dryf, omdat ons nie tot die einde toe wil volhard nie.
En nou wil ek vir jou lees net 2 verse uit 1 Petrus 1 vanaf vers 16. En hier sê die woord van God vir ons baie duidelik. Hy sê, toe ons julle die heerlikheid van Christus en die boodskap van die profete, toe ons aan julle die krag van ons Here Jesus Christus en sy wederkoms bekend gemaak het ons nie op versinsels of legendes verlaat nie. Nee, met ons eie oë het ons hom in al sy majesteit gesien. Vers 17, hy het van God die Vader eer en heerlikheid ontvang toe die almagtige majesteit God die Vader gesê het, dit is my geliefde seun in wie ek welbehaag gehad, in wie ek welbehaag het. En oor wie ek my verheug. Ek het nou iewers daar 'n woord bygesit wat nie daar hoort nie, maar jy kan self gaan kyk. My liewe mens, ek dink elke persoon, ek ingesluit, moet nou sit en sê, Here, hoe lyk ek regtig? Ek is nou 'n predikant en ek het 'n titel en ek het 'n opdrag om die wêreld te vertel van Jesus. Maar voor ek jou kan vertel wat die woord van God sê en wat Jesus sê, Here, hoe lyk ek regtig? Wat glo ek regtig? Wat doen ek regtig? Wat preek ek regtig? So ek gaan myself moet ondersoek. Maar ek wil jou vra om jouself te ondersoek. Maak nie saak wie jy is nie, jy het dalk 'n baie hoër titel as ek, jy's dalk 'n baie belangriker mens as ek. Jy dink dalk jy's baie eenvoudiger, of jy's minder belangrik, of jy dink dalk jy's glad nie belangrik nie, maar so lief het God jou gehad, dat hy sy seun aan die kruis laat sterf het, sodat jy kan lewe, sodat ek kan lewe. So ek voel regtig in my hele wese, dat elkeen van ons is belangrik, daarom het God laat Jesus sterf. As 'n paar goed wat jy moet somme van maak, is ek waarlik 'n wedergebore kind van God? Glo ek die Bybel, die geskrewe woord van 'n lewende God, onvoorwaardelik? As ek die Bybel lees, en hier sê hy duidelik, hy sê, dis nie ons is nie met 'n wat is die regte woord nou? Ons is nie nou besig met een of ander storie nie. Ons is nie nou besig met iets onbelangriks nie. En Jesus het dit vir ons so duidelik gestel, dat ons in sy woord, dat Jesus is 'n werklikheid. In hierdie goed wat ons lees, is nie 'n verginsel nie. Dis nie 'n storieetjie nie, dis nie iets minder belangrik nie. Dis van uiters belangrik. En dis nie 'n fabel wat opgemaak is nie. Hierdie ouens wat dit geskryf het, sê ons was daar, ons het dit gesien, ons het dit gehoor. En nou sit ons, en na jare in die huis van die Here, na jare wat ons God aanbid en dien. En nou weet ek, die ateïste, die godlonaars, Peer gaan nou onmiddellik sê, dit wys jou, die Bybel is 'n fiksie. Jesus bestaan nie. Maar as jy om jou kyk, hoe kan jy sê God en die Bybel bestaan nie, as goed wat 2000 jaar terug gesê was, nou werklikheid word? 2000 jaar terug, toe daar nie rekenaars was nie, hulle nie goed getik het op laptops en geberg het, en nou lees ons dit en nou glo ons dit nie.
4000 jaar terug is hierdie goed gesê en nou gebeur dit asof dit laas gisterand sê en is vanoggend op die nuus. Maar ons as Christene is afvallig. Ons as Christene wil nie glo wat die woord van God sê nie. Ons as Christene skeer die bladsye uit, omdat ons nie, ek aanvaar nie hierdie gedeelte nie, dan skeer ek die bladsy uit. Ek aanvaar nie hierdie gedeelte nie, dan skeer ek die bladsy uit. Ek gaan nie na die huis van die Here toe nie, want ek hou nie van die musikante nie. Ek hou nie van die bidder nie, ek hou nie van die karwag nie. Maar dit gaan nie oor nou nie, dit gaan nie oor wat die woord van God sê, moenie bang wees vir dit wat die liggaam kan skade doen nie, maar wees bang vir dit wat die gees kan doodmaak, dit wat jou ewige lewe kan doodmaak, dit wat, en hoe nader ons aan die waarheid kom, ek sukkel altyd, as ek praat, dan bly ek vorentoe gaan, want ek raak so opgewonde, ek wil so in jou gesig kyk en vir jou sê, my liewe mens, dit het tyd geword, en jy hoor dit elke dag op die media, en predikante praat daaroor, en sangleiers sing daaroor, en keer terug na Jesus toe. Keer terug na die woord van God, die geskrewe woord, die Bybel toe. Tree terug na die huis van God toe. Interessant, mense glo nie, maar hulle wil uit die kerk getrou, hulle wil uit die kerk begrawe word, hulle wil hulle kinders inseën, en party wil hulle kinders laat doop, al is dit nou nie heeltemal wat die woord van God sê nie. Tradisie, hulle wil vashou in die tradisie, maar hulle wil nie vashou in die werklike woord van God nie, hulle wil nie vashou aan God nie. En nou wonder ek vandag, as ek en jy hier by die braambos sit, hoeveel van ons is nog ernstig, hoeveel van ons se kinders is nog ernstig, die kerk is besig om toe te maak, die kerk is besig om af te val, die huis van God. Mense stel nie meer belang nie, die wêreld, die plesier, die goed wat ons nie moet doen nie, wat ons doen is vir ons belangriker as wat die woord van God is. En hy sê, ek is nie besig om, en ek wil dit ook nou sê, ek is nie besig om jou 'n fabel te vertel nie. Ek is vir jou besig om vir jou te sê, iets wat baie, baie belangrik is. En weet jy wat, ek is nie hier om jou te oortuig nie. Ek is nie hier om te sê, as jy nee sê, dan breek ek jou pinkie nie. En ek het nou die dag 'n fliek gesien, vat hy die ou se hande so, en hom skeer hom hier oop, en nee, dis nie wat ek hiervoor is nie. Ek is hier om vir jou te sê, neem die regte besluit. Moenie my glo nie, vat die Bybel en begin die Bybel lees. Gaan op YouTube en gaan kyk wat gebeur nou, vandag in die wêreld. En dan kyk jy, ek het 'n mooi uitdrukking nou die dag gelees, so the Bible was true after all. Die woord van God is die waarheid, na al die bespiegelings, en ek verstaan dit nie. Ek verstaan nie hoe ek vir jou sê 1 + 1 is 2 en ek doen dit op my sakrekenaar en ek doen dit op my telefoon en ek sit 'n appel daar en ek sê hier's 'n appel en hier's nog 'n appel. Hoeveel appels het ek? Dis ons begin dit in graad 1 en mense kan nog nie die somme maak nie. Ek wil vir jou vra vandag, en hier is 'n 2-rigting gesprek. Ek gaan nou my telefoonnommer gee. Stuur vir my 'n WhatsApp, sê Ben, dis hoe ek het verstaan. Ben, jy verstaan het, maar moenie vir my sê die wetenskap en ek het ouens wat dit vir my sê. Shame, ek voel jammer vir hulle, ek bid maar vir hulle, want hulle wil nie hoor nie. Hulle gaan ongelukkig wakker skrik as dit te laat is. Kom ons vertrou weer Jesus. Kom ons vertrou weer God, soos ons voorvaders, toe hulle met ossewaans van die Kaap af gekom het. As hulle na die wetenskap geglo het, hulle gewag tot hulle opgevlieg is met erries, maar hulle het op God vertrou. En hulle het die woord voor in die waakkas gehad, en hulle het 'n huisgodsdienst gehou, hulle het Sondagdienste gehou, en so het hulle opgekom, van die Kaap af tot waar in Kenia. Here, ons het nodig om terug te kom by die waarheid. Ons het nodig om weer die
Bybel, die geskrewe woord van 'n lewende God, te vat en in te asem, nie te lees en in 'n storie daarvan te maak. Ons moet weer begin besef dat die kerk, die huis van die Here, die Bybel, die predikante, moenie fabels vertel nie. Moenie vir mense vertel, kom sit op hierdie stoel wat ek gesaal, betaal my R1000, dan gaan jy môre R10,000 hê nie. Here, dis fabels. Ons moet terugkom na die waarheid toe, en is my gebed in Jesus naam, en ek eer U daarvoor. Amen. Ek wil nog een stelling maak. As jy vandag ernstig, werklik die waarheid van God begin glo, lees, bid, kerk toe gaan, terugkom na Jesus toe, gaan jou huisgesin genees, gaan jy genees, gaan jou kerk genees, jou dorp, jou land, gaan die wêreld genees. Maar solank ons lou is, gaan God ons uit sy mond uitspoeg. Amen. My liewe mens, my telefoonnommer, kan ek weer ontspan? My liewe mens, my telefoonnommer is 072 577 1196. Jy is welkom om my te kontak. Moenie vir my WhatsApp op Facebook kommentaar lê, wat hierdie ridders van die keyboards noem hulle dit. Hulle sit daar, hulle is te bang om hulle gesig te wys, dan sit hulle 'n foto van 'n kar of 'n kat of 'n hond, en dan is hulle baie braaf. Hier's my telefoonnommer, bel my. Ek is nie bang vir jou nie, ek wil hê jy moet met my praat. Dis my telefoonnommer. Ek wil baie dankie sê. Ek besef weer vandag, daar's mense wat vir my in Fransis bid, en ek kan nie in woorde sê dankie nie. Ons leef, en ons werk, en ons besin, en ons bid, en ons bly op die lig as gevolg van mense wat bid. Mense wat vir ons intree, mense wat ons geestelik opbou deur gebed, en natuurlik finansiële bydrae. Daar's 'n paar, en ek kan nie jou dankie sê op die lig nie, want 'n paar sê net, kruiskyker, volg jou op die radio, volg jou op die TV, volg jou, hulle wil nie hulle name genoem hê nie, en die een of twee wat is 'n name ek het, gaan ek nie noem nie, want daar's 'n paar, en ek wil vir julle ewig dankbaar gee, sê julle hou ons op die lig, en julle, in ons, sonder julle kan ons dit nie doen nie. Baie dankie. Baie liefde, Benham Francis Loubser, en ons gemeente is Jesus is lig, Eastvale Springs. Die Here seën u. Amen.